Hallo en welkom. Jy is ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane waar ek elke week 'n kunstenaar so klein bietjie beter leer ken. Nou langs my gaan jy 'n baie bekende gesig sien. Almal ken sy gesig. Hierdie week net gesels ek met Elof. Hallo, welkom hier op Net Gesels. Baie dankie, ek waardeer dit. Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed. Ek herstel nog van Dubai, maar Ja, dis hoekom ek wil vra, hoe hanteer die jet lag jou? nee, dis net 2 ure, maar ek moet sê dit maak nogals 'n verskil. Okay. Maak 'n verskil, want nou is jy gewoond om 12 uur te gaan slaap en dan lê 1 uur wakker in jou bed en jy sê ou my hoor, wat gaan nou aan? Ja, wat gaan nou aan? Want jy's wakker, jy soos die lewe het nou begin en jy is tegnies is dit bedtyd. Ja. Ek smal oor. Kyk, hier op Net Gesels het ons besluit, ons gaan die narratief heeltemal begin verander. Almal ken julle as kunstenaars, maar hulle ken julle as kunstenaars op die socials en op die verhoog. Ons wil julle leer ken as die persoon agter die mikrofoon. So Elof, is jy reg om te net gesels met my vandag? Ek is 100% reg. Ek wil net om verskoning vra as jy 'n hondjie hoor snork. My hond lê hier so op my voet. Kyk, ek's mal oor. Kyk, baie keer praat ek met kunstenaars van tel hulle sommer die kat of die hond op. So it's all good, want ons leer julle nou bietjie beter ken. Ons kry 'n bietjie insig tot julle lewe. As hy te veel snork, sal ek hom optel en julle wys. Ek smal daaroor. Okay, so waar het dit alles vir jou begin? Okay, so ek het maar altyd bietjie musiek geskryf. Yes. Ek het altyd geloof om musiek te skryf. Dit is vir my maar 'n uitlatingspunt gewees. En ek het nooit geweet ek kan sing nie. Ek kon nie eintlik sing nie. Okay, ek kan sien ons al hierso wees van I knew I had it, jy soos nie rarig nie. Ja, nee, ek het nie geweet soos hoe om te sing nie. En toe met my musiek skryf en goeters het ek maar gegaan met dit en toe kom ek by 'n vocal coach uit met die naam van Andre Martinez en hy het my gehelp om bietjie my stem reg te kry en hy sê toe vir my hoor jy hy wil my voorstel aan hierdie ouens by die studio by Muse Studios. En ek sê toe asseblief, dis sal amazing wees. Yes. En want hy het bietjie potential in my obviously gesien en nou ek het nie geweet hoe hierdie industrie werk nie. Ja. So in my kop toe ek daar aankom dis ek so okay cool dude. Jy moet nou hierdie ouens impress. Dis 'n record label. Soos jy moet nou beste vir die voorsit. Ja, jy moet nou soos 'n uithaal en wys. Yes. En ek kom toe by Gode by Muse Studios aan. Glad nie 'n record label nie. Maar nou kom ek daar aan en ons chat en hulle sê vir my hoor hierso, hulle het 'n ander meeting oor so 20 minute of oor 15 minute. Maar ja, praat ons net oor die geldgoedjies en hoeveel dit gaan kos om op te neem daar en wat en wat hy kry. En ek sê soos luister, kan ek maybe dalk net vir julle 'n song speel? Ja, asseblief. Soos ek het nou so hard voorberei vir hierdie meeting en nou is julle soos woep waps en julle moet gaan. Exactly. Nou sit ek daar en hulle soos man, ons het eintlik nie baie tyd nie. Ek sê ek sal vinnig speel, ek sal vinnig sing. Sit net daar. Gryp my gitaar, begin speel. En ek sê toe vir hulle, okay, thanks ouens, waardeer dit verskriklik baie en is eintlik baie gejaag daar uit want hulle het nou 'n meeting. Yes. En ek kom toe by die huis aan en toe ek by die huis stop toe bel hy vir my en hy sê vir my hoor hierso dude, wanneer kan ons jou weer sien? En ek soos môre. Hy sê vir my soos ek kan nou kom as jy wil. Hy sê vir my môre is bietjie te vinnig, wat van volgende week Vrydag? En ek sê okay, cool, ja, dan. En toe ek by hulle weer aankom, toe sê hulle vir my hulle wil hierdie projek met my loods waar hulle my gaan help om daar buite te kom. En toe sê hulle maar vir dit kort ons obviously 'n song en hulle het hierdie song gehad wat hulle geskryf het vir 'n ander kunstenaar. En die liedjie se naam is toe Johnny Blou. Yes. En ek rekord toe die song by hulle en dit was net magic. Just love at first sight. En ons stuur toe die song uit vir die record labels en toe kom sy net terug met die beste deal. En ja, dis maar hoe dit vir my The rest is history, as they say. Ja, ek het maar soos maar almal het ek maar by my markte gesing en gesukkel om dit te maak en by 'n pizzeria in Sandton het ek altyd gesing vir R500, maar die petrol wat ek uitgery het so intoe was $450. Was weer as die wat jy betaal was. Ja, so dan maak ek R50 uit die gig uit. Maar en dan sit die mense daar
Engelse lanie mense, hulle weet nie wat ek sing nie. Ek sing Afrikaans. Hulle verstaan die woord, hulle sê, hoorie, kan hierdie ouetjie net eintlik van die Ja. hoog af klim en Hier hierop. is lekker background music. Ja. Ek smal oor. Nou moet ek vir jou vra, dink jy daar's baie keer 'n miskonsepsie dat dit 'n ding is van mense sien kunstenaars soos jy nou en mense ken jou vir Johnny Blou. Dit is waarvoor hulle jou ken, dit is waar hulle jou naam vandaan ken. Maar hulle weet nie dat eintlik voor die tyd was almal so bietjie struggles, was daar maar die terrible performance waarvoor jy eintlik meer petrol uitgery het as wat jy betaal was. Dink jy daar's 'n bietjie van 'n miskonsepsie dat hulle dink 'n kunstenaar tref die mark en alles is net great. Hulle sien nie reg die struggle voor dit nie. Ja. So wat vir my bietjie weird is baie keer as mense vir my sê is, "Jo, dude, jy het dit oor 'n nag gemaak." En dan sê ek soos, "Ja, okay, cool, ek het die song het oor 'n nag soos in crazy gegaan." Maar dit het tyd gevat voor dit. Daar's baie goed wat opgebou het tot daai oomblik toe. As ek nie my stage fright en goed afgeskit het voordat ek Johnny Blou vir die eerste keer gesing het nie. As al daai goeters nie gebeur het nie, sou ek nie nou gewees het waar ek is nie en dan sou Johnny Blou nie so goed gedoen het nie, verstaan? So daar is my baie goed wat 'n bydra het. Maar ja, ek sal sê daar is 'n bietjie van 'n miskonsepsie. Ja, want ek dink mense soos jy nou sê, hulle soos jy sê jy het dit oornag gemaak en jy sê ja, maar eintlik nie rarig nie, want onthou, jy onthou al die bad performances, jy onthou al die, okay, moet ek musiek volg, moet ek nie musiek volg nie, is this what I have to do? Maar onthou, mense ken jy net Johnny Blou, dit was Elof, en almal het vir Elof geken, maar daar was 'n bietjie ietsie voor dit, wat mense nie altyd sien en oor praat nie. Nou dink jy dis 'n ding, jong kunstenaars vandag, want ek meen, ons leef in 'n sosiale media era, jy kan vandag ietsie daar in jou kamer speel op jou gitaar, op TikTok plaas, Instagram plaas, môreoggend is jy soos all over. Dink jy daar's 'n bietjie 'n ding van, hulle dink wel, as dit vir Elof kon gebeur, as dit vir ABC kon gebeur, kan dit vir my ook gebeur, maar eintlik is dit nie so maklik nie, of dink jy dis nou makliker, want ons het al hierdie sosiale media? Ek dink is baie makliker. Okay. Dit hang maar net af. Soos, onthou, jare terug, moes jy 'n CD opgeneem het, en jy moes jou CD vir mense gaan uitdeel het. Ja, dan staan jy daar buite die winkels, en dan teken jy hom, want mense soek mos nou jou handtekening, so dan teken jy hom nou. Ja, en dit is hoe jy mense gekry het om jou song te luister, en as jy jou CD uitdeel vir 10,000 mense, dan gaan 10,000 mense dit kan hoor. Maar hoe lank gaan dit jou vat om 10,000 CD's uit te deel? Yes. Verstaan jy? Maar nou maak jy 'n video van jy wat sing, en jy sit dit op socials, daai video kry 80,000 views, jy het 80,000 mense gereach. So ek dink dit is makliker vandag se dae, as wat dit was. Dis hoekom ek soveel respek het vir die legends in die bedryf, soos Kurt, die Juanitas, die Dousies, die Teens, vir al die mense, want hulle moes die harde werk insit om 'n following te kry. Yes. Waar dit nou vir jou, dit was 'n ding van, ek het YouTube gehad, ek het TikTok, Instagram gehad, en there we go. Dit gaan ook maar oor hoe jy dit gebruik. So. Yes. Nou dink jy baie keer ouer kunstenaars, en ek laat wat jy nou eintlik het so gesê het, dink jy baie keer ouer kunstenaars kyk baie keer die mag wat sosiale media het mis, want hulle soos, ons het nie in daai era soort van ons musiekloopbaan begin nie, dit gaan nie werk vir my nie so, nou gebruik hulle dit nie, maar eintlik kan dit hulle soveel meer help. Ja, ek moet sê, ek dink meeste van hulle het maar besluit om te adapt, of het nie eintlik maar 'n keuse gehad nie, want dit is nou maar die rigting waar die mark gaan, en dis nou maar die changes, verstaan? So, ek dink hulle gaan maar ook net met dit, verstaan? Soos, dis so van jy moet, want ek dink is daai van, jy kan 'n groot naam hê, en jou liedjie kan great wees, as mense nie van hom weet nie, dan gaan mense nie hom luister nie, ongelukkig. Baie waar. En ek meen, soos as ons nou oor jou musiek praat, jy's baie aktief op sosiale media, so voel jy dit is iets wat net jy nou maar aanvaar het as deel van, saam met jou loopbaan kom, dis deel van musiek maak, jy moet die musiek promote op socials? Ek moet vir jou sê, dit is vir my een van die dele wat ek as werk beskou. Okay, interessant. Dis nou daai wat kunstenaars sal sê, dis nou die agter die skerms wat mense nie sien, is die admin van dit. Ja, so ek is verskriklik sleg met 'n foon. Okay. Which is very interesting, want jy's mega aktief op sosiale media. Ja.
So ek is verskriklik sleg met my foon en ek draai maar dus daai is my die werkdeel, verstaan? Ek lees maar comments en goeters, maar dis hoekom negatiewe kommentaar pla my nie, want Yes. ek is nie so invested in die negatiewe stuff, Ja. verstaan? So ek doen my socials en ek post my stories en goeters. Dit is net vir my ook weird gewees om te besef dat mense buite wil in jou lewe insien, Ja. verstaan? En dit is my nog steeds weird om te begryp. Hoekom? Ja. Hoekom wil mense Sien wat in my lewe aangaan, waar ek is, wat ek doen, ja. Ja. En dit is my weird. So ek try maar adapt in daai sin. Okay. Verstaan? So ek dink ek relate baie tot die ouer mense. Daar sit nou 'n paar ooms en tannies op die hoek van hulle bank en hulle sê ek kan dit nie glo nie. Hy lyk so wild child op Instagram, nou sê hy relate met die ouer garde. 100%. Nee, ek verstaan, die struggle is real, mense. Don't stress. Ek smal daaroor. Maar nou moet ek vir jou vra, raak dit dan nou soms vir jou 'n bietjie challenging om te gaan, okay, hierdie deel van my lewe deel ek, hierdie deel van my lewe deel ek nie. Dit is net vir my aanhangers, my followers, hoef dit nie te weet van my of nie te sien van my nie. Raak dit dan moeilik om te navigate wat jy post en wat jy nie post nie? Ja, vir my, ek gaan altyd myself wees, verstaan? Okay. En wat ek al buite sit, as die mense nie daarvan hou nie en hulle het hulle kommentaar met hulle dit lewer, Okay. en as ek iets op buite sit en die mense love it, great, dan is ek bly geniet dit saam met my, verstaan, in terme van video's, of as ek nou op die duine staan in Dubai en ek neem 'n video van my voete waar ek so maak in die sand, Yes. doen met my tone in die sand, as mense dit nie wil sien nie, is dis cool, Klik scroll. verby, dis okay, dis alright, jy hoef nie my story Okay. te view nie. Nee, hoef nie, ja. So, ek dink in terme van die persoonlike goeders, ja, ek voel daar is sekere goed wat jy maar vir jouself moet hou om net jou sanity te hou. Okay. Ja, want dit is lekker om partykeer 'n bietjie geheimsinnig te wees ook. En Ja. nog 'n klein bietjie van jou lewe privaat te hê. Ja. Ek's eintlik mal daaroor en dit klink vir my regtig of jy 'n baie gesonde balans probeer handhaaf met beide van dit, want dit is soos jy sê, mense wil graag weet van jou, maar mense hoef ook nie alles te weet van jou nie. As wat jy nou gegaan het en sê wel, hulle wil alles weet van my, laat ek alles deel van myself. Ja, nee, yes. Dan mag jy dalk as hulle alles van my weet. Ja, of jy kan dalk massive baie followers kry, of jy kan dalk al jou followers verloor. Jy sien jy deel nou heeltemal te veel van sy lewe. TMI, too much. Ja, nee, ek dink ook so. Okay, nou jy het vroeër hierdie jaar 'n hele album uitgebring wat mega goed gedoen het. Is hierdie die tipe musiek wat jy graag nou tans wil uitsit in die seisoen waar jy is Ja. in jou lewe? Dis 'n baie goeie vraag. Ek weet tans nie wat se musiek ek wil uitsit nie. So Okay. ek toets die waters, ek kyk wat die mense like. Okay. En my ding is ek wil altyd die mense happy hou. Ek wil my fans happy hou. So Okay. en dan elke nou en dan slip ek 'n song daarin wat ek voel soos moet Yes. release word, soos Elke Liewe Ding of Bottervingers of Yes. my ander weird soos cover van Maybe My Baby. Yes. So daai is die tipe goed wat ek so nou en dan dink ek wel hierdie moet release word. Yes. Is ja, so ek weet nie, ek soek nog verskillende klanke, so ons Okay. kyk wat van gebeur. Ek sien verskriklik baie uit om te Yes, kyk wat want- se projekte ons mee opkom. Okay, ja, want kyk, ons gaan nou alles jou nuwe een praat, so mense moet definitief ingeskakel bly, maar jy het 'n face baie spesifiek aangeraak, want jou klank is baie uniek vir my, en baie spesifiek as jy kyk na die tipe liedjies wat in die Suid-Afrikaanse musiekmark is. Jy het regtig vir my jou eie ietsie daar gecreate, wat ek mal oor is, maar die ding is, dit werk. Mense love jou klank, mense love die liedjies wat jy uitsit. Ja. So, is dit ook dan nou baie keer 'n ding van, wel, ek weet dit werk, ek weet ek kry die views, ek weet ek kry die streams, let's just keep doing this, of is dit dan 'n halfe ding van jy moet 'n kop skuif maak en sê, kom ons probeer iets nuuts, kom ons eksperimenteer. Ja, dit is eintlik baie moeilik want nou jy kom ons sê soos jy wat nou sê ek het my klank en dit is die waarheid, Yes. soos ek het my sound. Ja, Nou hou ek aan my songs uitsit wat daai sound het. ja, want mense Na love tyd- it, dis wat Ja. hulle luister. Ja, en na 'n tyd sê die mense, hoor hier sommer elke song van Elof klink presies dieselfde. Verstaan Exactly. jy? En dan doen jy nou weer iets anders dan
hoorie, wat is Elof? Dit is Ja, weird. dit Wat- klink glad nie wat soos traai die julle Elo uit? wat mens ken nie. Ja, Dit is, jy ja. baie verander. Ja. Verstaan jy? So, daai is moeilik. Daai is die moeilike deel en ook om goeders uit te sit wat relevant bly, maar nog steeds jou eie identiteit Ja. het wat mense sal nog steeds kan vang. Ja. Verstaan? Ja, want die ding is, jou musiek is regtig vir my van daai dit is regtig Afrikaans musiek en kyk, ons love lekker soekie musiek, lekker kuier musiek in Suid-Afrika, maar ons love ook 'n liedjie wat jy lekker kan op saam sing mee of jy op die pad is of jy by 'n kuier is of jy nou by 'n troue is. Dit moet regtig 'n lekker liedjie wees en ek voel jou musiek val in elke gaatjie daarso en dit vervul Dankie. dit. Ja, dit doen nogal. So is dit dan nou 'n ding van as ek weet okay, my klank begin nou nie meer werk nie. Of soos jy sê, mense sê, jy sien, elke heel of liedjie klink dieselfde. Om dan te gaan en te sê, okay, wel, so en so se liedjies klink so in die musiekmark. Dit werk, kom ek doen iets soos dit. Of as jy soos, nee, ek moet true to myself bly. Nee, jy moet. Kan ek vir sê, dit is maar, my geheim is, soos ek fokus nie op ander kunstenaars nie, en dit klink baie weird om te sê, soos, ja, want mense sal nou nogal dink jy moet gaan kyk na ander kunstenaars juis om te weet wat werk in die musiekmark en jy klink of jy so 'n bietjie die teenoorgestelde doen. Ja, en ek bedoel, dit is iets wat ek by Kurt geleer het. En ek en Kurt het nou die dag, wel, is eintlik nou al 'n jaar terug wat ek en hy hierdie gesprek gehad het. Toe sê hy vir my, hy het nie eintlik kompetisie gehad in die musiekbedryf nie. En nie op 'n arrogante manier nie, in terme van hy het niemand gesien as kompetisie nie. Dit is meer werkskollegas. En ek probeer dit ook so sien, want as jy jou kop reguit hou op jou eie baan en jy fokus op jou eie ding en jy traai nie ander mense se staf nie, dan is jou kop reg aan. Verstaan? Dan gaan jy true to yourself bly, maar as jy nou gaan kyk, okay, hierdie ou doen hierdie girl doen hierdie ou doen daai, ek gaan dit try, want dit is wat die mense nou like. Eintlik het dit niks met jou te doen nie. Bly net aan jouself, want so verloor jy ook jou original klank, so. Ja. So is dit dan nou belangrik vir jou om dan nou die musiek wat jy uitsit te kan sê, weet jy wat, hierdie is 100% Elof se stamp of approval. Ek probeer nie soos iets of iemand anders klink nie. Ja, dis 100% dit wat ek trouwens sê. Ek is mal daaroor, want kyk, baie kunstenaars sal wees van, ja, maar mens moet kyk na die mark, en jy moet die, en jy moet daai, en jy soos, ek neem al daai dinge in ag, maar op die einde van die dag, maar jy moet true to yourself bly, en ek dink, dit is hoekom meeste van jou liedjies so suksesvol is, en jy jou fanbase kry, en jou fanbase gehou het, want jy basically net gesê, weet jy wat, dis my klank, dis wat ek wil uitsit, and you kept doing that. Ja, dankie. Ek waardeer dit. Ek smal daaroor, want kyk, ek dink dit is so maklik vir jong nuwe talent, veral as jy in die musiekmark intree, jy is so honger, jy is so gretig, jy wil dit so graag maak en jy het al hierdie mense om jou wat vir jou sê, wel, dit het gewerk vir die persoon of ons weet hierdie gaan werk vir jou, doen dit vir jou, doen dit en dan is jy soos, maar dis eintlik nie wat ek wil doen nie, maar dan is jy soos, wel, nou moet ek nou maar en dan doen jy iets wat jy nie regtig gaan glo nie. Ja, dis sad, en dan as jy op die verhoog staan, dan sing jy eintlik musiek wat jy niks passie vir het nie. Ja, en kyk, ek kan definitief 100% sê, jy het 'n vibe op die verhoog, jy het 'n passie vir wat jy doen, want mense kan sien, jy leef regtig jouself uit op jou musiek, in jou shows, al daai dinge. Is dit vir jou belangrik dat mense ook hulle self op jou musiek kan geniet? 100%, dis juist hoekom ek dit doen. As 'n persoon nie 'n lekker dag het nie, wil ek hulle met my musiek kan aansit en dit moet net hulle vibe kan verander, of my musiek wil ek hê mense laat memories saam maak, dan elke keer as hulle hierdie song hoor, dan dink hulle aan hulle matriekvakansie, of as hulle hierdie song hoor, dan dink hy aan sy en sy meisie se eerste date waar hulle gesit het agter op die bakkie en vry het, of wat ook al. Yes. Verstaan jy? So, dit is hoekom ek dit doen, is ek wil hê mense moet 'n gevoel kry as hulle my musiek luister. Ja. Okay, so nou moet ek vir jou vra, voel jy of gaan jy altyd probeer nastreef dat daar ietsie relatable in jou musiek is sodat mense hulle eie storie of memory daarvan af kan trek? Ja, so ek probeer maar so universeel as moontlik skryf. Okay. Dat almal maar kan relate. So daar gaan verseker altyd ietsie van my styl wees in die musiek. Ek is mal daaroor. Nou, gepraat van nuwe musiek. Ek gaan vir mense sê hulle moet ingeskakel bly, want net hierson na gaan ek en jy ietsie nuuts probeer, want jy het 'n nuwe enkelsnit uitgesit. Yes, ek het.
Jy is nog steeds ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane waar ek elke week 'n kunstenaar so klein bietjie beter leer ken. Nou hierdie week leer ek vir Elof baie beter ken. Ons het nou al musiekindustrie gepraat. Sy het baie unieke klank gepraat. Maar toe besluit hy, nee wat, ek's oor dit. Ek gaan iets anders probeer. Ek gaan iets nuuts probeer. Jy het pas jou nuutste een uitgesit, Elof. Country probeer. Mal oor hierdie liedjie, love hierdie liedjie. Het jy regtig country gaan probeer vir hierdie liedjie? Nee, dit is kort kragtig. Nee. Nee, ek het nie. Ek moet sê ek het saam met Hugo dit is my writing team. So ons love om saam te skryf. Ons het gesit en ek het vir The Life of Me, ek weet nie hoekom nie, maar Post Malone se nuwe album. Dit is net vir my gestiek, nee. Yes, maar dit was 'n vibe van 'n album. Kyk, toe daai album uitkom, dit was oralste. Dis insane. Dis insane. En ek sê toe vir die ouens, luister, ek wil so iets doen want dis baie cool. Yes. Dis in Afrikaans. En toe sê hulle, wel, kan probeer, wel, wat het ons om te verloor? En soos nou, skryf ons hierdie song en just luister, ons sukkel met hierdie ding, verstaan? So ons weet nie wat se kant toe ons gaan nie. En as boys, dis nou vir ons wat country probeer. En ja. Toe, dit sou eers Honky Tonk Honey sou die song se naam gewees het. Okay, dis nou sit 'n paar mense en dis hulle, dankie tog, hy het dit country probeer genoem, want ek weet nie of ek daai sou kon saam sing nie. Honky Tonk Honey, dis ek is nee. Want in die chorus ons sê ek, Honky Tonk Honey was nog nooit my geur, maar vir jou sal ek country probeer. En toe besluit ons, weet jy wat, kom ons doen dit country probeer. Yes. En ja. The rest is history, as they say, want hierdie is 'n vibe van 'n liedjie, regtig dit is. Ek is mal oor hierdie liedjie. Toe ek hom die eerste keer hoor, hoe ek baie keer dit doen as ek weet ek het nou nuwe releases of goed, ek luister die liedjies in die kar. Want dis anders as jy net sit en luister. En toe ek hierdie liedjie hoor, toe dog ek, "Jessie, Elof, dis anders, maar dis so jy, dis so it works." Dankie. Ja, dit was ons mikpunt gewees vir dit, hè. Okay, so ek's regtig mal oor nou moet ek vir jou vra want jy raak nou hierdie konsep aan van 'n ouetjie wat nou maar bietjie ietsie anders te probeer, bietjie van 'n personality shift ondergaan om nou 'n girl te impress. Het jy nou al ooit so bietjie iets anders probeer om 'n girl te impress? Ek dink en toe raak hy stil, toe raak hy heeltemal stil. Ek moet jy nou mooi dink oor daai antwoord. Ja, ek dink elke persoon doen maar. Jy verander maar vir mense. Vir wat jy lief het. So as jy nou slegte gewoontetjies het en hierdie persoon hou nie daarvan nie, soos julle altyd pas mos by mekaar aan. Yes. Word dit nie verwag van een persoon om te verander nie, maar dit is nou juist die komiese deel van hierdie song. Ons het eintlik so 'n bietjie gepik. Yes. Aan die country ding om net bietjie gat te vat met country. Maar ja, toe sê ek, weet jy wat, kom ons ruk hierdie hele ding uit proporsie uit. Soos sy wil dans vir die Dallas Cowboys, maar sy dans nou vir die blou bulle. Ons sy love Nashville die series en ek try nog opvang met Yellowstone en sulke tipe stuff. So nou heeltemal So wat sê jy nou vir ouetjie sê wat country probeer luister en dink, dalk moet ek country probeer om 'n meisie te impress, dalk moet ek iets anders probeer om 'n girl te impress, of gaan jy net vir hulle sê, weet jy wat ouetjie, stick to your guns, bly wie jy is, moenie verander nie. Solank jy net gemaklik is. As jy voel jy moet jou hare afskeer en jy is gemaklik daarmee, doen dit. Maar nee, ek dink, moenie nou my raad luister nie. Ek wil nou net sê, hoor hierso, jy sal nou hierso laat 'n paar ouetjies gaan. Wel, Elof het gesê, maybe, nee, ons volg Elof se raad nie, mense, stick to your guns. Wees net jouself, man. Yes. Wees net jouself. As die persoon nie like vir dit nie, is dieselfde as die comments. Scroll net. Scroll verby, ek is mal daaroor. Nou wil ek graag musiekvideo met jou praat, want hierdie musiekvideo is regtig 'n vibe van 'n musiekvideo. Wat was die thought process agter hierdie musiekvideo? Wel, ons het 'n range gekry. Okay. Ons het die range gekry, die Diamond X range. En ek het country klere saamgevat en ons het dansers gekry. Ons het geweet daar gaan 'n dans wees. En ek het toe nie die dans gekry nie tot en met die aand 8:00 voor die show, voor die musiekvideo. Hierdie is die dinge wat die mense nou nie weet nie, want dit lyk of jy heel gemaklik is in die musiekvideo. Glad nie.
Die videograaf is net verskriklik goed gewees. Okay, so mense as julle gedink het julle kan line dance daai het julle dit nou. Ek kan nie regtig nie. Ek kan nie. Maar toe kom ek by die venue aan en ek sê okay, cool. Nou moet ek hierdie dans leer. En ons gaan net met dit en ek gaan na die auto, ek sê van hoorie, het julle 'n perd? En hy sê vir my, ja, ons het 'n perd. Ek sê, kan ons hom dalk leen? En die ou sê vir my, leen. Ek sê ja. Net soos 'n bietjie. Okay. Hy sê okay, laat ek hom vir jou gaan opsaal. Weet jy om perd ry? Dus ek sê ja, obviously. Ek's gebore perdryer hierso. Kyk na my. Ek het nie 'n idee nie. Ek sê net vir die ouens, luister, as ek afval van hierdie ding af, beter julle dit op video kry. Okay. Julle beter. En toe kry ek net die burst of inspiration. Toe sê ek soos kom ek klim met verkeerd op die perd. Okay. Dis agterste voor, want dis mos ek wat nou country probeer. Yes. Ja, so ons het maar net gegaan met dit. Ja. Dit klink regtig of jy 'n vet pret gehad het met hierdie hele musiekvideo en ek dink dit kom so mooi deur want ek dink dit vang hierdie hele konsep vas van hierdie stadsoutjie wat net heeltemal buite sy element is, maar hy try sy utmost best en ek dink julle het dit 100% reg gekry met hierdie video. Ja, dit was legit ons mikpunt gewees. Nou raak dit soms dan nou vir jou challenging om te weet ek het nuwe musiek wat ek wil uitsit of ek het 'n nuwe idee wat ek wil uitsit en nou moet ek dit uitsit maar nou het jy nog 'n ander liedjie wat jy graag ook 'n idee voor het en dan moet jy nou besluit watter een kies ek want vroeër het jy aangeraak jy voel hierdie liedjie moet uitgesit word en dan sit jy hom uit raak dit dan 'n bietjie challenging om te navigate wat word volgende gerelease. Ja, dit is moeilik. Dit is ook juist wanneer jy weer na die mark kyk. Okay. En dis wanneer jy weer na die mark kyk en jy dink, okay, cool. Wat gaan nou van toepassing wees of hoe gaan die mark nou draai? So byvoorbeeld as ek 'n doef song het, as ek moet kies tussen 'n doef song en 'n liefdesliedjie, dan sal ek eerder die liefdesliedjie in die winter. Sal ek hom eerder in die winter uitsit en die doef in die somer want die winter is dit maar bietjie meer cozy, romanties. Mense luister rustiger musiek want ek bedoel dis nou min mense wat langs 'n kagelvuur gaan sit met 'n glasie rooiwyn en dan luister. En dan skit die glasie rooiwyn doef in jou hand en jy probeer 'n sielvolle gesprek hê. Ja, so ja, dis eintlik nogal cool. Ja, dis eintlik nogal cool dat jy dit nou vir my noem en aanraak want ek dink en jy het nou gepraat oor liefdesliedjies. Kyk, hier in Suid-Afrika, ons is mal oor 'n liefdesliedjie. Ons love 'n liefdesliedjie in enige vorm. So, ek dink jy wat nou gaan en sê ja, maar wanneer sit jy daai liefdesliedjie uit? Sal mense nou nie dink jy dis daai admin, daai behind the scenes wat ons vroeër gepraat het, want vir mense is dit net o, jy release hierdie liedjie, hulle is mal oor die liedjie. Ja, maar daar was 'n denkproses agter dit, oom en tannie. Daar was 'n rede hoekom dit in Junie, Julie uitgekom het en nie in Desember nie. Ja, nee, dis presies dit. So is dit dan nou 'n ding van jy dan nou 'n hele klomp liedjies wat nou soort van reg lê en wag of is dit 'n ding van as jy weet 'n sekere seisoen kom op en jy sê dalk moet ons begin dink aan hierdie liedjie skryf of so 'n soortgelyke liedjie skryf. Ja, dit is meer dit. So ek het met ons writing camp, toe ons terugkom van ons writing camp af het ons soos 5 songs wat ready to go is. Ons moet dit net produce en soos uitsit en vocals record. So ons het die hele volle songs gehad. En nou is dit weer daai ding van so ons moet nou weer op 'n writing camp gaan om nog songs te skryf of ou moet maar net kyk wat aangaan en net 'n song skryf oor dit of in daai rigting inskryf. So ja, ons op die oomblik is daar min liedjies in die arsenaal. Okay. So ek dink is goed want dan hou dit my kop ook skoon en dit limit my ook nie. Verstaan? Yes. In terme van om te sê ek moet nou hierdie rigting skryf of ek kan nie hierdie skryf nie want ek het nou 'n song wat dit al klaar is. So yes. Ja. Okay, maar nou moet ek vir jou vra, wat doen jy dan nou as jy so 'n bietjie van 'n writersblok slaat en jy sê, okay wel ek moet soort van skryf maar ek kan nie, daar's nie idees nie. Wat doen Elof om dan nou weer kreatief te raak? Ek het nie 'n idee nie. Okay. Ek los dit net. Okay, kyk, ek het al met 'n paar kunstenaars gepraat en hierdie vraag is altyd een wat hulle of dadelike antwoord vir het of hulle stoepstil. En toe het een kunstenaar eendag afgegaan en sê niks werk so goed soos 'n deadline nie. Niks werk so goed soos 'n deadline nie. Dis ook waar. Okay. Dis waar. Ek moet vir jou sê ek het 'n song geskryf saam met ouens, baie bekende ouens. Ek weet nie of jy ken Almero nie of Almero. Yes. Maar hulle het 'n ding gedoen wat jy het my genooi om te kyk of ek 'n liedjie in 'n uur kan skryf by hulle. Okay. En ek het die liedjie geskryf in
56 minute. Yes. Verstaan? So ja, maybe is dit ook 'n goeie ding soos give me a deadline of ietsie, verstaan? Of Okay. partykeer moet jy net terugsit en net ophou met dit vir soos 'n Yes. halfuur of 'n uur en net Okay. ander stuff gaan doen. Yes, ek's mal daaroor want kyk, ek sê altyd daar is 'n groot verskil tussen 'n sanger en 'n liedjie-skrywer en baie is gelukkig om beide te wees. Nou obviously jy het meer begin as liedjie-skrywer en toe jy nou getransition in die sangding en nou doen jy Ja. beide. Maar jy skryf ook want ek het so klein bietjie gaan stok of ek gaan eerlik met jou wees. Net so Okay. klein bietjie, nie in 'n weird manier nie, ek moes net soos reg wees vir alles elof vandag. Ja. En jy skryf baie saam met ander mense soos jy al genoem het, maar vroeër die jaar het jy ook sommer baie bekende sanger 'n liedjie geskryf. Die liedjie was Ja. huge, is nog steeds huge en ek het eintlik vroeër hierdie jaar met daai individu gepraat en toe sê hy Okay. jy het hom gehelp hierdie liedjie skryf en dit was Yes. soort van die dream team. Is dit vir jou lekker om saam met ander mense te skryf of is dit meer 'n ding van jy vind jy's meer kreatief as jy op jou eie is en 'n liedjie skryf? Ja, nee, ek moet vir jou sê om saam met mense te skryf is my altyd 'n fees. Okay. Want jy sien ook hoe daai mense werk en hoe hulle dit goed benader, hoe hulle skryfproses werk en as jy net 'n lekker ritme kry Yes. in daai skryfproses dan en jy is op dieselfde golflengte, dan is dit awesome want dan sê hierdie persoon iets wat iets by jou opbring en dan sê jy nou weer iets wat by daai Ja. ou iets opbring en dan gebruik 'n ou daai laaste ding. Okay. Verstaan? So dit is lekker om saam te werk. Dit is baie keer moeilik om saam met ander mense te skryf as hulle Okay. die heeltyd of dis moeilik om saam met mense te skryf as julle almal se idees die heeltyd afgeskiet word en niemand wil Ja. niemand se idees gebruik nie of julle kom nie noodwendig lekker Ja, op en ek dink dis hoekom baie mense ook dalk afkeer van dan soos jy sê Mhm. groepskryfsessies want dit raak baie, dit raak te veel en dit raak 'n ding van wel ek sê dit en dan sê nee, dit gaan nie werk nie of dit en dan raak dit half 'n discouraging tipe van skryfsessie. 100%. En dit demotiveer ook jou kreatiwiteit. Okay. Want as jy kom ons sê jy sê nou jy gee 3 voorstelle en elke keer word die voorstel afgeskiet. Ja. En dan dit demotiveer dit, dan wil jy nie eintlik Yes. verder dink of meer kreatief wees nie. Yes. Maar ek dink daar is maar sekere maniere om dit te benader, verstaan? Okay. Ja. Nou moet ek vir jou vra as jy selektief dan in terme van saam met wie jy 'n skryfsessie het of as jy 'n groep skryfsessie het. Sou jy saam enigiemand skryf of is dit meer soos van jy weet saam wie jy skryfsessies het en jy weet definitief saam wie jy nie skryfsessies het nie. Ja nee, ek het nog nie saam met iemand geskryf wat ek nie meer oor die weg kom nie Okay. of wat ons regtig gesukkel het nie. So nee, ek limit dit glad nie. Ek sal dit love om net saam met ander mense te skryf. Daar's nog baie kunstenaars van wie ek sal net wil gaan sit en skryf. En Okay. kyk dit uitkom. Ja, ek het my groepietjie wat Yes. ons skryf. Dis ek, Hugo en Nick en ons doen ons ding, ons skryf. Maar is lekker om ander mense ook in te laat en te sê Ja. luister bos, kom help ons. Okay, ek wil daar dit klink of julle baie oop is vir hulp, vir 100%. idees, which is great. Nou moet ek vir jou vra because this is an ongoing gesprek. Dis 'n groot gesprek onder julle kunstenaars, dis 'n groot topik. Ja. AI. So of jou oog gaan nou baie groot raak of jy gaan nou net 'n solid antwoord hier vir my gee, maar dis ook okay, julle, is fine. Ja. Hoe voel jy oor die hele AI konsep wat jou help om 'n liedjie te skryf? In terme van wat help? Daar's 'n Soos jy groot vra AI verskeidenheid om jou van liedjie help. te skryf of jy vra vir AI vir jou idees of hoe? Net Ja. as 'n tool om dit te gebruik. Ek dink as jy dit gebruik as 'n tool, is dit cool. As Okay. jy dit misbruik en iets anders se idee vat en jou eie maak, is dit wel, dis seker maar jou eie preference. Van elke persoon gaan dit seker verskil. Ek dink persoonlik dis 'n awesome tool om te hê, veral Yes. as jy daai breinblokke het. Okay. Net om te sê luister, ek sit met hierdie lyriek, Ja. hoe kan ek dit beter verwoord? Verstaan? Veral as jy 'n deadline het. Wat Yes. jy luister, jy moet nou môre moet hierdie song klaar wees en jou Yes. brein is net soos ek wil nie saam Daar's werk. niks. Ja. Ja. Ek dink dan as jy dit gebruik so as 'n tool, is dit nogals kwaai. Maar luister, ek dink daar's nog baie water wat deur die see moet loop.
as dit by AI kom, want baie kunstenaars het sterk opinies en hulle lig dit aanlyn. So, dis nou al vir watter kant toe val jy? Ja, nee, ek's nog nie beïnvloed daardeur nie, ek's baie neutraal. Ek sien albei kante in, ek sien hoekom mense negatief raak en ek sien ook hoekom mense sê maar luister, dis nie so 'n big deal nie. So ek sien regtig al twee kante in. En ek het nie eintlik 'n sterk opinie daaroor nie. Ek's eintlik mal daaroor want ek het nou met baie kunstenaars gepraat en baie keer bring hulle self die AI topik op en baie keer is dit 'n ding van hulle wil soort van ek moet iets sê maar dan kyk ek nou mooi hoe ons nou hierdie situasie gaan navigate, maar die een ding wat deurlopend ekwivalent is of wat uitkom vir my is die feit dat hulle so sterk opinie daarop het. Dis of hulle is heeltemal vir dit of hulle is heeltemal teen dit. En dit klink of jy net so half neutraal oor dit is. Jy's bewus is daar, maar jy het nog nie so 'n massive sterk opinie daaroor en jy's ook nog nie so dit my nog nie as kunstenaar doodgemaak nie. Ek's nog okay. Ek's nog hier. My liedjies gaan nog voortleef. Dit is juist dit kom net weer terug tot wat ek gesê het van bepaal jouself op jou eie loopbaan. Verstaan? As jy laat daai bietjies jou pla dan gaan dit 'n impak op jou hê. Fokus op jou eie ding en gaan aan. Dis ook maar nou, neutraal bly. Ek's mal oor nou, moet ek vir jou vra, hoe voel jy tans oor die Suid-Afrikaanse musiekmark? Dis super cool. Ek love it dat jong mense in hulle eie taal musiek kan geniet. Verstaan? Want jare terug soos jong mense het nie gedink Afrikaans is cool nie, jy kan dit maar sê, dit was al vir ding van jy het nie op jou Spotify gehad, jy het Engelse musiek op jou Spotify, as iemand die aux kabel vir jou gegee het of jy moes Bluetooth in die kar, jy het nie Engels, jy het nie Afrikaans gespeel nie, mense het gesê, of jy het wat ook al, Avril Lavigne of whatever it is. So ek is bly daai Afrikaans, daai deel van Afrikaans groei nou, en dat kids actually vertoningsvol maak, verstaan, en dis my lekker, dat kinders in hulle eie taal kan musiek waardeer. Ja, want dit is asof daar 'n shift gekom het. Dis soos jy gesê het, jong mense het regtig Afrikaans geluister nie, want dit was quote-unquote, dit was nie cool om Afrikaans te luister nie, jy het dit nie op jou Spotify gehad nie, jy het dit nie op jou playlist gehad nie, en toe is dit asof daar 'n shift kom, met al julle jonger kunstenaars wat half dit weer cool gemaak het, en nou is dit 'n ding van, jy kan 'n Afrikaanse liedjie as jou Instagram story background music gebruik op iets, want is nou cool, jy kan dit in die kar speel, jy kan dit soms, jy kan sê, ek gaan krone toe, ek gaan Afrikaans is groot toe, in plaas van, nee, my mole wil hierdie jaar krone toe gaan, ons gaan nou maar saam. Ja, maar eintlik wil jy wil dit net vir niemand sê nie. Nou is dit ding van ons gaan krone toe. Hallo, en jy #kronefans daar op jou Instagram story. 100%. Ek smal oor. Nou moet ek vir jou vra terug by country probeer. Wat wil jy graag hê mense moet wegvat van hierdie liedjie af? Wat ek wil hê mense moet wegvat is dat hulle moet weet maak nie saak hoe sleg jy is in iets nie. Okay. Dus probeer dit net nog steeds. Okay, ja, probeer weer. Daai van probeer is die beste geweer, dis regtig waar. Okay, nou moet ek vir jou vra, wat lê voor vir 2026? Ek meen die jaar is nou so te sê op 'n einde, nuwe jaar wat voor lê. Jy het gesê daar's nou nie reg veel liedjies nie, of is dit soos, maybe dames en here, who knows? So Elof, wat lê voor? Ja, ek moet sê hierdie jaar is klaar, dit is malligheid. Ek verstaan nie hoe dit gebeur het nie. Maar, ja, ek sien baie uit vir 2026. Okay. Baie goed wat ons gaan probeer, nie weer country probeer nie, maar dis nou klaar, hy het op die perd geklim, hy het verkeerd opgeklim, dames en here, he did it, dis klaar, sorry. Ja, you never know, wel, daar's nuwe goed in die pipeline wat ons vooruit sien. Okay. Hopelik collab, maar ek wil weer 'n paar songs alleen uitsit. Okay. Maar ja, dit moet 'n groot collab wees vir my om te sê, luister. Okay. Let's do this. Ja. Okay. So ek sien uit vir wat die jaar inhou. Ek is mal daaroor. Nou, voor ons vir mense country probeer speel, het ek so 'n bietjie van 'n tradisie hier op Net Gesels. Okay. Jy word nou vandag deel van daai tradisie wat ek dink mega cool is. So. Ja. Ek het een laaste vraag wat ek die kunstenaar vra wat ek weer net gesels. Is jy reg hiervoor? Ek's reg, sê my. Jy hoop jy's reg vir hom. Ek dink ek is reg. Okay, ek gaan jy op die spot sit nie. Stres. Stres ja. Jy's die eerste kunstenaar wat dit sê, gewoonlik sê hulle, hit me, en jy sê soos, ek stres. Ja, ek weet nie wat dit is nie. Nee, is niks te ernstig nie. Okay, so
So die vraag wat ek die kunstenaar vra met wie ek net gesels is, wat is een stukkie advies wat jy graag die wêreld mee sal wil los? So Elof, wat is een stukkie advies wat jy graag die wêreld vandag mee sal wil los? The floor is yours. The floor is mine. Yes. Onthou wie jy is. Okay. Ek's Dis mal baie daaroor. Dis baie eenvoudig, maar onthou net wie jy is. Don't try to change for other people. Soos onthou wie jy is. En Yes. Bly daai persoon. Fantasties. Ek's mal daaroor. Dis kort, dis kragtig, dit sê so baie. Ek sê vir jou 1000 dankie. Dit was heerlik om met jou te chat. Dankie vir jou. Ja, nou kan ek eintlik vir die mense sê, hier's Elof en hy gaan net country probeer. Yes.